Jy weet, as jy by CV's kom, dan laat my altyd so dink aan die storie wat Hendrik Schoeman vertel het. Hy sê, hy het eendag toe ry deur 'n spoedlok val, en nou wil die konstabel ook al sy gegevens hê. En hy probeer ook nou maar kans vat, jy weet, hy probeer ons nou wat jy kan, en hy sê, man, ag meneer, jy weet, jy moet 'n bietjie van 'n hart hê, jy weet, my oupa, hy was 'n volksraadslid in die parlement. My pa was 'n senator en ek is 'n minister. En voor hy nog verder kan gaan, sê die man ewe, meneer, ek stel nie belang om met jou te teel nie, ek wil net jou agter jou naam hê. So ja, maar ek het nou so deur Koot se CV gekyk en dit is pragtig. Ek sê net jammer, ek nou nog net vir Koot nou sê, gister was nou Memmy se roudiens en Nathaniel het natuurlik net soos Nathaniel 'n hulde bly kom doen, het hy dit toe gedoen. En toe het hy nou net ook gesê dat die eerste keer wat hy nou van Memmy gehoor het, is toe hy klein was. Hy sê my, hy gaan nou nie sê hoe oud nie, want hy weet hoe oud is hy vandag. Maar ek gaan nou maar moet sê hoe oud is jy vandag. Want Koot van der Ruyst is in 1971 gebore en word groot in 'n klein plattelandse dorpie in die Noord-Kaap, Hartswater. Hier word die fondament van Koot se kulturele onderbewussyn gelê. NP van Wyk Lou beskryf kultuur as so vanselfsprekend soos suurstof wat jy inasem, en daarvan kan Koot getuig. Eers later in sy lewe het hy besef dat sy identiteit dieper lê as ekonomiese welstand. Mens soveel meer mense wil dit agterkom. In 'n vyhandige korporatiewe werksomgewing kom hy agter dat daar dieper verskille is wat nie deur blote argumentering opgelos kan word nie. Verskillende kulture in die werksplek dryf Koot terug na sy wortels toe, sy Afrikaner kultuur. Daar word 'n liefde in Koot aangewakker, wat eintlik nog altyd daar was, maar nou eers uiting kry. Natuurlik kom daar saam met hierdie besef 'n sterk roepingsbewustheid na vore, op individuele vlak, as ook op volksvlak. Koot sien die groot bedreiging waaronder sy kultuur verkeer. Saam met Johan van der Merwe word Boer Media in 2019 begin, met die doel om ander Afrikaners bewus te maak van hul dieper ware identiteit, hulle wortels en die gevoel van behoort wat nêrens anders gevind kan word nie. Deur Boer Media poog hy om ons kultuur te laat herleef, die lig van ons volk weer in die donker Afrika te laat skyn, en deesdae is dit besonder donker, en die kragte te veg wat ons wil stroop van ons identiteit en ons roeping. Met die vaslegging van geskiedkundige gebeure in video's, die bespreking van vraagstukke en die regstreekse uitsending van kultuuraktiwiteite word Afrikaans gebruik om ons volk te wys waar hulle harte klop. Dit bly Koot se roeping om ons Afrikaner identiteit en trots te laat opvlam, en hy doen dit deur TikTok, YouTube en Facebook. Baie dankie Koot, en die vloer is jy nou. Koert, ek weet nie waar jy daai gekry nie. Het ChatGPT dit vir jou gegee? Maar baie dankie, ek dink dit wat ek kan sê is, ten opsigte van dit wat julle daar sê, is ons het dit agtergekom wanneer ons met Boer Media in die veld beweeg, tussen mense beweeg, dan kom ons ook agter wat se foute ons maak in Afrikaans. So ek dink ons moet dalk nader aan die stel beweeg. Dat sy agter ons kan kom en sê, hoor, is ek goed? Julle daai woorde verkeerd gebruik en julle moet daai taal gebruik verbeter ensovoorts ensovoorts. Dit is regtig waar 'n ding wat mense ewe skielik agterkom. As jy nog hierso in die groot dam swem, dan sien die ouens jou nog nie raak nie, maar wanneer jy begin 'n bietjie hier na die kleiner dammetjie gaan en na die spa's toe gaan, dan kom jy agter, nee, nou moet jy moet jou taalgebruik regmaak. En eintlik die ding is, ek dink die verantwoordelikheid kom ewe skielik op jouself af. Jy kom agter wat se verantwoordelikheid het jy. Ons het nou hier so buitekant met Tannie Elma Potgieter, sy raas my oor dat ek vir haar sê, Tannie, maar ek sê vir haar, sê is my kultuur. Ek sê so, ek weet, ek sê vir haar so, maar die
Ja, ek sien die kunste is baie meer geneig en die Engelse ouens is baie meer geneig om op die name te noem. Niks fout daarmee nie, ek probeer net sê is ek neig maar na my kultuur. En binne in dit alles probeer ek sê daai verantwoordelikheid moet ons opneem ensovoorts. So, ons praat hier so oor die waarde, julle kan maar probeer kyk, as jy kan iets sien hier so, kyk maar ek bedoel, ons praat alles daaroor, ons vra ons die waarde van ons moedertaal, praat is maklik, maar reg praat is 'n kuns. Jy weet, en ek wys die eerste vinger kom na my toe, en nou, daarna gaan ons nou na die res kyk, want hoekom praat ons oor hierdie onderwerp? Ek wil net sê, ons gaan nie baie diep in die fisiese aspekte ingaan nie, want ek wil eintlik by 'n oorhoofse probleem uitkom. So, hierso is dan nou basies ons eerste ding. As ons sê die waarde van ons moedertaal, dan sê ons noem Afrikaans ons moedertaal nie verniet nie. 'n moeder vorm, voed en lei. Maar wat gebeur as ons begin slordig raak met ons taal? Ja, ons kan hom daar, ek sien hy wys hom nou so 'n bietjie witter daarso. As ons slordig begin raak met ons taal, as ons haar meng, as ons breek en verdraai, wat gebeur dan? Dan is dit nie net woorde wat verlore gaan nie, maar ook die diepere betekenis daarvan. Dit is waardigheid, identiteit en uiteindelik 'n volk se selfrespek wat ook daarmee saamgaan. Die voorbeeld wat ons gebruik het is, ek dink julle het gepraat oor suurstof. As die suurstof minder word, 'n ander voorbeeld wat ons gebruik is water. Water gaan daar na die laagste punt toe. En as daar 'n gat is in 'n vistank of in 'n dam, 'n vistank of 'n dam, dan is dit dan loop die water daar uit. Hy gaan uit by die gat uit. Hy raak minder. So ons leef in 'n tyd waar sosiale media vinnig en gemaklik is. Alles gebeur maar so. Vinnige, en ek hoop ek mag, dis nie anglisisties nie, maar vinnige gratifikasie. So mense wil vinnig vergoed word vir 'n videoetjie wat hy plaas. En jy kan dit agterkom, oralster waar mense kom. As ons in die besigheidsbedryf ook met mense werk, hulle wil die resultate vanaand sien. So ons sien daagliks hoe Afrikaans afgewater word. Engelse woorde wat sommer ingegooi word, sinne wat halfpad gebreek is, maar dit alles maak saak, want taal is nie net 'n instrument nie net 'n kommunikasiemiddel nie. Ek dink Andre het dit ook vroeër gesê, dit is 'n erfenis. Dit is eintlik nog meer. Praat is maklik, maar reg praat is 'n kuns. En ek is bly om sê die kunsmense hierso wat hulle vir ons kan sê, hoekom dit so maklik en moeilik is. En ons sal nou verder daaroor praat. Taal en identiteit. Afrikaans is nie meer net die taal wat ek praat nie. Dit is deel van wie ek is, my identiteit. Dit is die taal waarin ek leer dink het, die taal waarin my ouers my groot gemaak het, en die taal waarin my volk sy stories, geloof, humor en 'n geskiedenis oor geslagte heen gedra het. In Afrikaans leef my mense se wêreldbeskouing. Hulle waardes en hulle maniere van kyk na die lewe, daarom is taal nie iets losstaande van ons identiteit nie. Taal vorm juis jou identiteit. So, wanneer ek Afrikaans praat, skryf en uitleef, bevestig ek ook my verbondenheid aan my kultuur en my erfenis. Soos MP van Wyk Lou gesê het, Afrikaans is deel van ons bestaansreg. Sonder taal raak 'n volk wortelloos. Met ander woorde, selfs MP van Wyk Lou het gesê dat wortels ag hy as 'n groeimedium van ons kultuur, van ons volk. Maar die waarde van Afrikaans lê nie net in geskiedenis of sentiment nie. Die waarde van Afrikaans word bepaal deur hoe ek haar behandel. As ons sê sy is ons moedertaal, is sy die moeder. Hoe hanteer ons haar? Ek speel baie op die konsep van moeder in hierdie aanbieding. So hierso praat ons van die moedertaal, maar ons praat ook van die moeder van die moedertaal. Julle sal nou sien. So as ek slordig met my taal omgaan, haar meng en afwater, wys ek indirek dat ek haar nie hoog ag nie. 'n hoë kulturele waardes neersit nie, né? Maar wanneer ek moeite doen om Afrikaans mooi, suiwer en met trots te gebruik,
gee ek waardigheid aan my taal en aan myself. Interessant dat jy aan jouself ook waarde gee. Ons kan nie verwag dat die wêreld Afrikaans moet respekteer as ons as boere en Afrikaners self nalatig daarmee omgaan nie. Taal leef deur haar mense. Daarom moet ons Afrikaans nie net praat nie, ons moet haar koester, beskerm en uitleef in ons daaglikse doen en late. Want uiteindelik, hoe jy met jou taal omgaan, wys hoe jy oor jouself voel. Nou, as ons kyk na die taal en ons vra die vraag af oor die waarde van ons moedertaal, ons het nou gehoor dat ons dra by tot die waarde van ons moedertaal. Maar daar is ook 'n moeder wat ons geleer het om Afrikaans te praat. En dis hier waar ek wil sê, is waar ons moet kyk. Daai banier is nou op, as ek weet nie, werke is hy op is so. Nee. Want op hom was daar nou nog julle baba aksie projek. Nou daai baba aksie projek is eintlik 'n skitterende ding. Ek weet julle wil graag julle mikpunt is daar meer babas gebore word in ons kultuur. Maar ons moet daarmee saam ook seker maak dat die moeders van die babas moet die regte oordrag kan doen na die kinders toe. Want ek gaan net so vinnig daaraan raak. Die begrip moedertaal wys vir ons iets baie diep oor hoe taal van geslag tot geslag oorgedra word. 'n Kind leer nie eers sy taal uit 'n handboek of 'n skool in 'n skoolklas nie. Nee, hy leer dit by sy moeder. Die moeder is die kind se eerste stem van veiligheid, liefde, dissipline en identiteit. Sy leer die kind hoe om die wêreld te benoem, wat is reg en verkeerd, wat is mooi en lelik, wat is heilig en alledaags. Nog voordat 'n kind kan lees of skryf, vorm die moeder reeds sy denke deur taal. Die moeder wat sy, die woorde wat sy gebruik, die manier waarop sy praat, haar woordeskat, haar uitspraak en selfs haar emosionele gebruik van taal, vorm die kind se taalvermoë en wêreldbeskouing. Daarom sê mense, die hand van die wieg regeer die wêreld. Ons kan dit sê in ons kultuur en ons volksterme. As die moeder haar taal met trots, netheid en liefde gebruik, word daardie taal natuurlik deel van die kind se identiteit. Maar as sy die taal slordig, gemeng of as haar taal slordig en gemeng en onverskillig word, dan dra sy daardie ingesteldheid ook oor na die kinders toe. So julle begin sien dat ons probeer uitwys, daar's plekke waar Afrikaans uitgroei, uitvorm, en een van hulle is dan nou die moeder, die ma, die eienskap daarso. En daar sê julle sien, 'n moeder werk op instink. Hulle kommunikasie met die baba gaan oor huil, gaan oor koer, brabbel, lag, gesigsuitdrukking, klanke, oogkontak, gebare. Daai is alles wat in die taal ingebou word as jy 'n klein babatjie is. Maar die moeder leef nie in isolasie nie. Die moeder kom ook buitekant by mense uit. Sy word self beïnvloed deur die volk en haar kultuurgroep waarin sy beweeg. Die taal wat sy daagliks hoor by vriendinne, familie, skole, kerke, media, sosiale media, kringe, begin haar eie taalgebruik ook vorm en verander. As die gemeenskap rondom haar Afrikaans hoog ag, goeie taalgebruik aanmoedig en kulturele trots uitleef, versterk dit haar vermoë om dieselfde aan haar kinders oor te dra. Maar wanneer die volk begin glo dat Engels meer modern, ek sien nou maar Engels, aan enige ander taal, meer modern, meer suksesvol of meer aanvaarbaar is, begin die moeder dikwels, soms onbewustelik, daardie houding, en dan weer 'n Engelse woord, internaliseer. Sy leef het, sy worstel met dit aan die binnekant, en sy weet nie hoe om dit te doen nie, en sy pas toe wat sy waarneem, die druk wat van buitekant af kom na haar toe. Dan verander haar taalgebruik ook. Sy begin Engels inmeng.
Sy begin dink suiwer Afrikaans klink oudtyds en uiteindelik dra sy daardie onsekerheid oor aan haar kinders. Daarom dra 'n volk, ek en julle, ons almal onder mekaar, die GHA, dra kollektief verantwoordelik vir die kwaliteit van sy moeders se taalomgewing by. 'n Volk wat sy taal afwater, beïnvloed sy moeders en moeders beïnvloed weer die volgende geslag. So word taal of opgebou of afgebreek. Daarom is die beskerming van Afrikaans nie net die taak van skole of organisasies nie, maar dit begin in die huis. Maar dit word versterk of verswak deur die kultuur van die volk self, want uiteindelik, soos die volk praat, so leer die kinders. 'n Baie belangrike punt wat ons kan tuisbring wanneer ons dit als hoor, dan sê ons dat die moeder of hoe meer responsief sy meer responsief en taalkundig ryk die ma se interaksie is, hoe beter die kind se woordeskat, grammatika en later skoolprestasie. Voorlees, gesels tydens bad of tee en speel met woorde is baie effektief. Die ma op daai vroeë stadium is dan nou eintlik besig om die individu te vorm. Die individu, haar kind, die individu in die volk, as jy nou na die hele prentjie kyk. Maar nou moet ons mekaar afvra, nou wie is die moeder van die volk? Van die kultuur, as ek dit so kan stel. Want as ons kan sê die individu word deur die ma grootgemaak, moet die volk mos iemand hê wat kyk dat ons daar reg praat, iemand wat na ons huil geluister, ons babbel, ons koer, ons foute wat ons maak, vir ons help om die standaard op te lig. Julle het vroeër ook daaroor gepraat. En die som totaal kom uit dat die moeders of die vormers van die taal in ons volk is skole en onderwysers, ouers en familie, kerke en digters, Afrikaanse kunstenaars en sangers. Ek het dalk een of twee uitgelaat, televisie en radio, kultuurorganisasies, sosiale media, joernaliste, potsenders. Ek moet my nog vertel of mense sê potsenders, potgooiers of pot wat ook al. Is dit 'n T of is dit 'n D? Dis 'n nuwe woord wat ek nou ook mee stoei. Universiteite en selfs die werksomgewing speel almal 'n rol in die vorming van die volk se taal. As 'n onderwyser met ander woorde slordig praat, beïnvloed dit die kinders. As Afrikaanse kunstenaars Afrikaans konstant met Engelse woorde meng, met ander woorde 'n ander taal se woorde gaan leen, begin mense dit of die jong mense dit ook naboots. As televisie swak taalgebruik normaliseer, raak dit later aanvaarbaar. As sosiale media oppervlakkig en gebroke Afrikaans bevorder, begin die standaard van die volk afneem, nie net die taal nie. Want taal werk soos water, soos ek vroeër gesê het, dit vloei altyd na die rigting van die laagste punt. Eintlik gaan dit oor die laagste standaard. Die laagste standaard is die gat partykeer in die taal. Toe ek ruk terug by Martin Jansen, hulle was gekuier het daar by hulle, het hy 'n mooi voorbeeld gebruik van die vistank. Ek gaan nou nie uitbrei waar ek was nie, maar het hy gepraat oor die vistank, ons sit hier in die vistank. En toe hy dit sê, toe besef ek, dat taal is soos water. Want een van ons gesprekke het, toe jy se gaan oor ons aanval op ons taal, is maak ons taal minder. Die oomblik as jou taal, as jy die water minder maak, word die visse minder. Van hulle sterf uit, van hulle gaan dood. Maar hoe kleiner die dam word, waarin ons Afrikaans, wat water die taal is, hoe minder word ons. En hierdie is 'n punt wat ons nou na toe beweeg. Daarom dra elke openbare figuur, Koert, Elma, almal van julle wat in die openbaar hierso julle rol uitoefen. Daarom dra elke openbare figuur wat Afrikaans gebruik eintlik verantwoordelikheid vir die taal se gesondheid. Die gevaar vandag is dat baie van hierdie moeders sal self onseker geraak het oor Afrikaans. Hierdie moeders is daai lysie,
Hulle het onseker geraak oor Afrikaans en hulle het hulle self ongelukkig te veel oorgegee aan die narratiewe wat van buitekant af kom, wat ons nou by gaan uitkom. In baie Engelse werksomgewings begin Afrikaners voel dat Engels meer professioneel of meer gesofistikeerd klink. Dan begin hulle eie taal afwater om beter in te pas. Die gevolg is dat Engels nie meer net 'n tweede taal bly nie, dit begin die denktaal en die identiteitstaal verdring. En ek vang myself daarin. Ek self was eintlik in die rekenaar programmeringswêreld gewees en ons het Engels gepraat. Jy het gesukkel om met 'n ou Afrikaans te praat. En dan as jy kom kry, dan dink jy Engels. Nou net so 'n kort stukkie wat ek wil bysit oor ons groot denkers, as ons C. Langehoven en NP van Wyk gebruik, dan sê hulle 'n volk sonder 'n taal is 'n volk sonder 'n ruggraat. Hy het geveg, C. Langehoven het geveg om Afrikaans erken te kry as 'n volwaardige taal. En nie net as 'n kombuistaal nie. Ons weet wat het daar gebeur, ons ken C. Langehoven se bydrae tot taal. NP van Wyk Lou, hy het gepraat van die morele reg van 'n volk om te bestaan, maar dit kom net met 'n voorwaarde. Jy moet jou taal en jou kultuur ontwikkel, verfyn en beskerm. En dit is wat ek sien die GAA doen. En ons sal daaroor ook verder praat. So, hierdie is alles dade van geloof in die toekoms wat ons moet doen vanaf wat ek nou hier by julle as GAA sien. Maar hierdie alles bring vir ons by hierdie twee punte van taal en kultuur. Want op die ouene is hierdie twee gelyk aan identiteit. Dit is wie ons is. Kultuur is 'n innerlike iets wat ons doen. Dit is deel van ons menswees. Soos wat daai meisiekind nou daar so sit en sy kyk nou iets anders want sy kan nie, ek gebruik dit nou 'n voorbeeld wat ons moet prakties raak, is want jy kan nie meer fokus op een ding vir 30 minute nie, jy het nodig om na iets anders te beweeg. Die wêreld het so geword. So ons kan nie, ons moet dit nou vir mekaar die boodskap oordra in korter stukkies. Ons kan nie meer vir mekaar in groot kosstukke en vleis aanbied nie. Ons moet dit nou aanbied in kleiner stukkies. So taal het ons identiteit. Dis presies hoe taalverskuiwing plaasvind, nie deur geweld nie, maar deur geluidelike kulturele druk. Aan die ander kant word druk op ons toegepas van buite af deur ander elemente. Soos julle hierbo gehoor het, of in die vorige skyfies gehoor het, is die druk besig om die moeders te beïnvloed en neig dit dat sy haar taal afskeep. So sy glo die narratiewe van buite wat haar of sy begin eintlik die narratiewe glo van buite wat haar identiteit losmaak. So wanneer skole vir Engels, musiek vir Engels, media vir Engels, werkplekke vir Engels en sosiale media Engels beloon, begin die volk stadig dink dat Afrikaans minderwaardig is. En sodra 'n volk skaam raak vir sy eie taal, begin sy identiteit verbrokkel. Daarom is dit belangrik dat die moeders van die volk weer hulle verantwoordelikheid verstaan. Die ma's moet hulle verantwoordelikheid verstaan. Onderwysers moet mooi Afrikaans praat, kunstenaars moet met trots op goeie Afrikaans, trots wees op hulle goeie Afrikaans. Kultuurorganisasies soos die GAA moet die standaarde bevorder. Mediahuise moet kwaliteit taalgebruik uitleef. Ouers moet doelbewus Afrikaans in die huis beskerm, want 'n taal oorleef nie bloot omdat dit amptelik bestaan nie. 'n Taal oorleef wanneer die mense wat dit dra, dit waardig ag om mooi te gebruik. NP van Wyk Lou sê, en hy dit verstaan, 'n taal is nie net kommunikasie nie, dit is 'n beskawing. En beskawings word gevorm deur die mense wat hulle kinders, hulle kultuur en hulle volk leer praat. Nou kom ek by die eintlike ding waarna ek ook wil beweeg. Ons het nou gesien die moeders, die ma's, dan kom ons agter daar's invloede en kulturele druk op hulle.
dan begin ons agterkom en vra vir mekaar, maar goed, hoekom praat ons nou van taal is nie eintlik net 'n neutrale kommunikasiemiddel nie. Taal is iets wat ander wil vernietig, maar as ons taal reg gebruik, kan taal juis die wapen word teen dit. So taal is dis nie neutraal nie, maar 'n wapen in die kultuuroorlog. 'n Wapen om ons volk se kultuur en geloof te verdedig. Nou luister mooi wat ek nou hier probeer sê. As ons taal reg gebruik, kan dit 'n wapen wees waarteen ons druk vir die invloede wat op ons kultuur en ons identiteit uitspeel. Ons het mos nou net gehoor, mense raak onseker, hulle raak bang, hulle hoor allerlei narratiewe oor hoekom Afrikaans nie meer belangrik is om gepraat te word nie. En hoekom sal dit so wees? Verstaan jy nou hoekom is Afrikaans juis die belangrikste wapen in ons volk se kultuuroorlog? As ons hierdie wapen kan versterk en uitbou en koester, sal dit ons kan help dat die vyand ons nie net sommer so vernietig nie. Want ons aanslag is op ons taal. Ons het 'n paar jaar terug het ons gesien wat het Lesofie gemaak. Lesofie het alle Afrikaanse skole het hulle aangeval. Hy het oralster Afrikaans vernietig. Lesofie was ons grootste taalmoordenaar, Afrikaanse taalmoordenaar. En nou sit ons met wat? Bella. Nou Bella het in sy wese het hy ook 'n doel om eintlik van ons taalskole, Afrikaans in ons skole, ontslae te raak. Of kom ons praat dit net eers so 'n bietjie een kant toe te kry, net hulle so 'n bietjie van hulle ontslae te raak, want die volgende stap daarna gaan wees om van hulle heeltemal ontslae te raak. So nog 'n stapie nader. Maar ek dink julle sekerlik nou al begin vra, wat van 'n kultuuroorlog? Ek klink nou soos 'n wat se ding. Nou, taal is 'n instrument van invloed. In elke samelewing bepaal taal hoe mense dink, hoe hulle wêreld verstaan en hoe hulle identiteit vorm. In daardie sin kan taal beskou word as 'n kragtige instrument of wapen in enige kultuurruimte, nie omdat dit vernietig nie, maar omdat dit vorm. Die werklike stryd is nie teen mense of groepe nie, maar teen verwaarlosing, die gemak en kulturele verslapping. Die gevaar lê nie daarin dat ander tale bestaan nie, maar dat 'n volk se eie taal op 'n ontwikkel en verfyn. Hoor julle wat ek sê? Ons het gepraat oor die moeders, maar dan ons ook gepraat oor ons wat dit verslap. Ons gee in, ons verwaarloos, ons gee nie water nie, ons gee nie kunsmis nie. Ons laat hom gaan. Ons laat hom gaan. Want ons voel die druk. Die druk kom van die kante af en hy druk op ons en ons laat gaan. Dit maak taal wat groei, wat ontwikkel, eintlik dan weer 'n wapen teen die aanslag op 'n volk, maar ook op 'n westerse verskawing. As ons nie hierdie verstaan en daarteen begin veg nie, is daar 'n gevolg. Mense word stil. En ek gaan nou praat oor, of nou begin praat oor Michael Knowles wat 'n boek geskryf het, maar hy sê daar so mense word stil en Knowles is 'n boek wat hy geskryf het, hy noem hom, in Engels sê hy speechless, maar dit gaan oor sy siening van hoe daar 'n kultuuroorlog is. Sê nie net bang, mense raak stil, nie net bang om te praat nie, maar letterlik hulle raak sonder woorde om tradisionele waarhede duidelik te formuleer of selfs te dink. En ek dink is die belangrike ding, ons raak sonder woorde in ons eie taal. Korrek. En sy woord is speechless. Ag, sy boek is speechless, maar spraakloos, presies wat sy sê, daar sê, presies, dankie. Hier is die Michael Knowles, die van julle wat hom al gesien het op sosiale media. Nou, hy het die boek geskryf wat hy eintlik gepraat het oor political correctness, politieke korrektheid. Wat kom ons gaan net gou deur sy nota hierso. Michael Knowles is sy siening in Speechless
wat hy sê, controlling words, controlling minds in 2021 is duidelik en skerp. Die kommuniste en hulle intellektuele nageslag in die nuwe linkerkant dryf die kultuuroorlog juis deur volke se taal te vernietig of te kaap. Hy sien dit nie as toevallige beleefdheid of sensitiwiteit nie, maar as 'n doelbewuste, marxisties geïnspireerde strategie om die westerse kultuur en samelewing van binne af te breek. Hoekom reken Knowles die kommuniste doen dit deur taal te vernietig? Knowles spoor die oorsprong van politieke korrektheid reguit terug na kommunistiese denke. Antonio Gramsci, 'n Italiaanse Marxist, het besef dat 'n ekonomiese revolusie soos Marx en Lenin wou hê, nooit sal slaag solank gewone mense sterk geheg is aan hulle eie kultuur, tradisies, godsdiens, familie en taal nie. Daarom moet jy eers kulturele hegemonie, met ander woorde kulturele oorheersing, ek kyk altyd vir die stel wanneer ek onseker is oor 'n woord. Breek. So daarom moet jy eers jou kulturele hegemonie, wat die kulturele oorheersing is, breek. En dis wat hulle met ons probeer doen hier in Suid-Afrika. Jy verander die kultuur, dan val die politiek van self. Die geveg gaan met ander woorde oor die woorde wat ons spreek, maar ook, of die geveg oor die woorde wat ons spreek, is die geveg oor die gedagtes wat ons dink. En as ek jou woorde kan verander, verander ek jou gedagtes. En as ek die betekenis van jou woorde kan verander, verander ek ook jou gedagtes. So hier kom hy in, hy sê, die Frankfurt Skool kritiese teorie en Herbert Marcuse het dit verder ontwikkel in die weste met idees soos, jy gaan maar vir my help, repressive tolerance. Jy word onderdruk tradisionele idees en vier revolusionêre sin. So, dis daai onderdrukkende verdraagsaamheid, korrek. Nou die term politieke korrektheid self kom uit Mao Zedong se kultuurrevolusie in China van die 1960s al. Dit was 'n manier om mense se denke deur taal te vorm, om dit herop te voed. Jy dwing mense net in die party se term, om net in die politieke party se terme te praat. Hierdie Knowles sê ook, sy kernargument is, met ander woorde, kommunisme het gesien dat solank mense in hulle eie taal en konsepte dink, man, vrou, goed, kwaad, familie, nasie, objektiewe waarhede en dies meer, bly hulle weerstandig teen radikale verandering. Dus moet jy die taal vernietig of herdefinieer. En ons sien dit baie sterk, dit is die aanslag. Dit is een van die pyle, of baie van die pyle wat ons nou sien. As jy die woorde beheer, beheer jy die gedagtes. Ons het dit vroeër gesê. Verbeheer jou woorde, beheer jy jou gedagtes. So dit is presies Orwell se Newspeak, sy Newspeak in 1984 wat hy geskryf het. Beperk die taal en jy beperk die vermoë om sekere idees selfs te dink. Knowles noem dit herhaaldelik controlling words, controlling minds. So taal is dus 'n anker vir kultuur en identiteit. Sien ons die gevaar raak. Ons het in die moeders aan die een kant, kinders en individue, hulle is onderdruk. Volkslewe, taalvormers, organisasies, hulle is onderdruk. Kultuuroorlog word uitgewerk en beplan teen hierdie kante, en dan het ek nou nog hierdie dingetjie aan die onderkant ook bygesit van mense wat wegraak uit ons samelewing. Want as jy besluit om die vlugtelingstatus te vat en oor see te gaan, wat is die kanse dat jy jou kinders gaan aanhou Afrikaans leer? En ons gaan nou net so vinnige punt maak. En oom Andre het nou in sy jaarverslag gepraat oor die Engels wat hulle vir ons sê is die amptelike taal. Nou, as ek dit nou reg het volgens die inligting wat ek gekry het, sê Suid-Afrika
se derde mees is Afrikaans, Suid-Afrika se derde mees gesproke huistaal na isiZulu en isiXhosa. Is ons derde en dan eers Engels. Vyfde. So daar is hy. Daar het julle dit nou, maar hy is ons amptelike taal. So as ons kyk na immigrasie en verwatering van taal en kultuur, dan sien ons duisende boere en Afrikaners verhuis na lande soos VSA, Australië, Nieu-Seeland, Kanada, die Verenigde Koninkryke. Maar immigrasie bring 'n nuwe uitdaging en hoe behou jy jouself wanneer jou omgewing, jou demografie jou nie meer versterk nie? Daai sosiale interaksie in jou gemeenskap. Geslag 1. Ouers praat nog Afrikaans tuis, maar kinders antwoord in Engels. Geslag 2. Kinders verstaan nog Afrikaans, maar praat nie meer gemaklik nie. Geslag 3. Afrikaans is net iets wat ouma en oupa gepraat het. As jy nou mooi hierdie kyk, sien jy 2 geslagte. Nie 3 nie, 2 geslagte. Is hy weg? Is hy weg? Die uitdaging is nie net om Afrikaans hier te beskerm nie, maar oral waar ons boere en Afrikaners hulle self bevind. Hoekom is taal so belangrik? Volgens daai ander persoon Nals, Michael Nals, is taal nie net neutrale gereedskap om dinge te beskryf nie. Dit is die fondament van denke, kultuur en werklikheidsbeskouing. Taal vorm ons denke, woorde bepaal watter idees moontlik is. As jy nie meer die woorde het om iets te noem nie, byvoorbeeld die biologiese werklikheid van geslag, word dit moeiliker om dit te glo of te verdedig. Taal skep gedeelde werklikheid. In die politieke korrekte wêreld beskryf woorde nie die werklikheid nie. Hulle konstitueer dit. Hulle skep hulle eie betekenisse vir dit. Dit is postmodernistiese marxistiese skuif. Daar is geen objektiewe waarheid nie, net 'n magstryd deur taal. Hulle stry, hulle verstaan dit. Dit is die sleutel tot kulturele hegemonie. Wie die taal beheer die Overton venster, wat as aanvaarbare mening beskou word. Hulle wen die kultuuroorlog sonder dat die meeste mense agterkom wat gebeur. Dit maak mense weerloos. Sonder 'n ryk, waaragtige taal kan 'n volk nie sy eie kultuur, geskiedenis of morele standaarde verdedig nie. Dit lei tot morele verwarring, 'n identiteitskrisis en uiteindelik die verlies van vryheid. Vryheid is 'n onderwerp wat ons diep kan praat nog oor, maar nie vir 'n volgende gesprek. Michael Knowles waarsku dat konservatiewes die stryd verloor het deur net op abstrakte vryheid van spraak staat te maak. Hy sê alle kulture kanselleer sekere idees. Die vraag is nie of hulle dit doen nie, maar wat en waarom. En ons kan dit ook vir ons vra. Ons moet nie net verdedig nie, maar aktief die taal herwin en objektiewe waarheid, tradisie en goeie orde beskerm. Met ander woorde, ons moet nie gesindheid hê net van ons gaan dit beskerm, ons gaan dit verdedig nie. Ons moet Afrikaans so sterk bou dat hy eintlik 'n eie engine, 'n eie voertuig kan wees wat kan beweeg. Ek wil nou sê 'n kanon, maar dit is wat dit eintlik beteken. Nou, hoekom is organisasies soos die GAA nodig? En hoekom moet ons eintlik baie meer doen om die GAA groot te maak? Soos 'n boer wat sy heining reg hou om sy oes te beskerm, moet iemand waak oor die standaard van Afrikaans. En julle sal my nie glo nie, ek het nou al in ander organisasies ook gaan kyk, maar ek kom agter, daar is 'n verskil tussen Afrikaansis en Afrikaners. En ek kom agter die meeste wil Afrikaansis. Nou natuurlik verstaan ons dat nie alle kulture, nie alle volke en etniese groepe is mos nou Afrikaners nie, hulle kan ook Afrikaans praat. Ek gun ander volke ook die reg om Afrikaans te gebruik. Maar ons moet die verantwoordelikheid vat as die moeders, die vormers van die taal. Ons moet die taal se standaard neersit, want dit gaan altyd afsplinter, dit gaan altyd afwater op ander plekke. Hoe sterker ons,
hoe meer gekonsentreerd ons dit kan doen, hoe meer kan hulle dan van ons afvat en daarmee gaan verder woeker. Sodat ons seker maak, ons word nie Kaaps nie. Ons bly Afrikaans. En as die Kaaps wil word, dan kan hulle Kaaps word. Maar, dan vat ons hom daarvan af. Goed, so hier is 'n paar riglyne. Die Genootskap vir die Regte Afrikaners het dit in die 19de eeu al besef, en hulle het gesê, as jy nie jou taal bou nie, uitleef en beskerm nie, gaan jy hom verloor, en toe hulle dit al daai tyd gesien en hulle het hom geskep. Daar het ons in 1994 gehoor, Jaap Mariëlle het gesê, taal is in die moeilikheid. En hier staan ons in 2026 en sê weer, taal is eintlik in die moeilikheid. Maar ons weet, ons ken die antwoord. Ons moet net in die sisteem waarin ons is, moet ons net uitwerk, wat is die oplossing hoe om dit te kan regtrek. En wat kan ons doen? So ons moet riglyne stel vir goeie taalgebruik, foute uitwys en mekaar reghelp, platforms skep waar suiwer Afrikaans bevorder word, en ons moet mekaar ondersteun en mekaar dra in hierdie aspekte. Nou natuurlik is die doel van hierdie organisasies moet dan nie noodwendig wees om mense stil te maak nie, maar om hulle beter te laat praat. Afrikaans in onderwys en die ekonomie, ek gaan nie vreeslik in diepte ingaan nie, maar dis plekke wat ons ook moet gaan kyk. Ek sien my tyd hardloop bietjie ver. Afrikaans is meer as net 'n taal, dit is die draer van herinneringe, tradisies en die siel van miljoene mense in Suider-Afrika, 'n wapen wat ons kan gebruik om ons te verdedig teen die aanslae op ons kultuur en waardes. Taal is ons identiteit. Dan die rol van Afrikaanse kunstenaars, hierdie skyf het ek as prins ingestel, want ek voel regtig waar, dat ons Afrikaanse kunstenaars, wat hulle sê, ek is in die Afrikaanse musiekbedryf, en dan sit hulle op 'n radioprogram en sê, ag, my show het ek gehou vandag, en my songs is deur hierdie ou collaborate, en dan, ja, en is amazing man, en jy weet wat nie, en dit maak het net vir ons, jy kry hierdie ouens verstaan nie die verantwoordelikheid wat hulle het met die taal waarmee hulle omgaan nie. As ons sing Engels, ek het nie 'n probleem met die Engels sing nie, maar sing dan Engels en sing Afrikaans. Maar moet dit nie so mengels nie. Dit maak het moeilik. Dit maak dat jy jy word eintlik indirek aangestel omdat jy in die musiekbedryf is en Afrikaans doen. En dis wat ek dink, iemand soos die GAA moet op 'n mooi manier dalk mooi briefies skryf aan hierdie mense en dit persoonlik vir hulle gaan oorhandig met 'n verduideliking van hoekom dit so belangrik is. Koert, jy en André of wie ook al, moet dit gaan kuier vir hierdie sangers. En ek dink as jy by die 10de ene kom, né, dan gaan jy hulle agterkom, hulle gaan dalk verander. Hulle gaan nie die deur oopmaak. Goed, maar dis kom jy saam is. Skouer hom. Korrek. Ja. Ek gaan luister, dis waar, Steve se taalgebruik is ongelooflik. Ek weet hy gooi ook hier en daar 'n Engelse woord in, maar hy doen dit partykeer as prins. Maar die punt is, hy gebruik ongelooflike taal. Hy skitterend. Ja, net so 'n bietjie. Ons was nou eendag by 'n vergadering by waar die ander kultuur, die kleringvolke ook betrokke was en ons skryf hierdie, of ons praat oor selfbeskikking en is lekker en als, en hier agter sien ons daar's 'n woelinge, maar jy kan sien die kleringe raak net so 'n bietjie opgewerk en die Afrikaner mense sit hierso en als, en toe die een advokaat klaar gepraat het, toe staan een kleringvrou is, neem my maggies mense man, wat is fout met julle? Hoekom raak julle nie 'n bietjie opgewerk nie? En dit is nogals iets wat ek moet sê, is ons sukkel deesdae om opgewerk te raak, om aan die gang te kom. Maar ja, kies bewus vir suiwer Afrikaans, wees kreatief binne die taal, nie buite dit nie. Soek daai woorde, en julle sal agterkom, die jong groep wat saam met my seun beweeg, hulle het so 'n ding dat as hulle saam braai, en iemand gebruik 'n Engelse woord wanneer hulle braai, dan moet hy opstote doen. Nou kom ons sê 5 of 10, en dan so oomblik as hy praat en hy gooi die Engelse woord in, sommer voor almal, doen hulle gou 5 opstote. En aan die einde van die aand praat almal Afrikaans. Volgende gesprek is dit net so 1 keer 'n opstoot of 2,
dan doen iemand die, maar dis amper al hulle dit aanvaar as 'n hulle eie strafmeganisme. As hy ou Engels praat, hy vra nie eens vir die ander nie, hy doen ons maar self. So en dit help. En dit forceer jou verstand om Afrikaans te begin dink, want dis eintlik te maklik om te laat gaan. Dis moeiliker om hom daar te hou. Ek is amper klaar. Identiteit oorleef nie outomaties nie, ons praat Afrikaans in die huise, ons lees Afrikaanse boeke, luister Afrikaanse musiek en leer jou kinders jou geskiedenis. Jong mense voel nie vandag asof hulle behoort nie en asof hulle 'n kultuur het nie, maar dis omdat hulle nie vertel is deur hulle moeders nie, of omdat hulle nie onthou nie. Gemeenskappe bou, ons moet gemeenskappe bou met ander Afrikaners in diaspora, en dan 'n vuur wat nie gevoel word nie, gaan dood. Ons moet dalk maar daai gevoel maak, ons moet daai vuurtjie aan die gang hou, maar ons kan hom nie net as 'n vlammetjie aan die gang hou nie. Ons moet nog houte bysit, ons moet 'n groot vuur kry. Alles deel van ons groter plan. Natuurlik 'n paar inisiatiewe om Afrikaans te bevorder, skep Afrikaanse inhoud van hoëgehaalde video's, podsendings, kompetisies vir jong mense om kreatief in Afrikaans te skryf en te praat. Afrikaanse leesklubs en debatkringe. Ek gaan nou so ietsiekie oor 'n leesklub net verder sê. Sosiale media veldtogte met slagspreuke van leef Afrikaans. Samewerking met skole en taaltrots te versterk. Ek sien die GAA is besig met iets in daai lyn. Digitale woordeboeke en taalhulpmiddels wat maklik toeganklik is. Ons moet ook kyk, hoe kan ons maar kruisbestuif, hoe kan ons kyk wat se ander blaaie en plekke is daar wat vir ons woordeboeke is. Ons moet hierdie goede moet ons amper al heeltyd met mekaar deel en vertel. Ek gaan met julle afsluit, ek is op die laaste kant en dan dis 'n inisiatief wat ons dan vanaf 'n Boer Media kant af aan julle wil neersit. Soos julle sal sien, hierdie is 'n inisiatief wat ons vanuit die jonger kringe in ons Boer Media groepe het dit na vore gekom. Ons sit met jong boerseuns wat trekker ry. Dan sit ons hier op 'n groepie, WhatsApp groepie, en dan sê ons, man, MP van Wyk Lou het hierdie gesê, en sê jy Langehoven het hierdie gesê, en dan kyk hulle vir ons so, en dan sê hulle, ek het nie 'n idee waarvan julle praat nie. Dan sê ons, maar lees daai boek. Dan sê ek, ek kan nie 'n boek lees nie. En dan raas hulle met ons, ek kan nie boek lees nie. En toe sê Nerinus, maar ooms, kan ek julle dalk help om die boek te lees? Dan gaan ek die boek lees, maar julle moet hom net luister. Dis reg, gooi vir ons 'n voorbeeld dat ons sien. En hierdie is 'n voorbeeld. Ons Nerinus is nog besig met die res van die hoofstukke, maar is net die eerste hoofstuk. So jong stem is nie ons ouers stemme nie. Ons laat die jongers bietjie, ons laat MP van Wyk Lou jonk klink hierso. Maar die gedagte was, hy het dit nou toe gestuur vir die mense, die ene is 27 minute, die eerste hoofstuk, tweede hoofstuk is 15 minute. En die terugvoer was oorweldigende van die paar jong boere, wat gesê het, ja, nou kan ek dit sommer in die bakkie, terwyl ek ry, kan ek sommer dit aansit, dan luister ek hierso, as ek nog ver ry, ja, dis werk. So dis 'n tipe van 'n audioboek, maar ons noem dit die nie-lesersklub. Luister na 'n boek. So ek gaan hierdie probeer net gou vinnig hierso sê, dan gaan ek net julle 'n idee gee, dat julle net kan verstaan, min of meer wat ons probleem, ek sien sy mikrofoon is onder, dan gaan ek net so, laat ons net 'n minuut luister, en dan, wat ons hier probeer doen, is die hoofstuk te speel, soos 'n YouTube video, en dan, elke keer as daar 'n moeilike woord kom, dan sê hulle, hoor, ek gaan net so 2 minute speel, dan sê hy klingelingeling, dan sê hy die woord, beskryf hy die woord, dan klingelinge weer terug, dan jy nou met ander woorde net uitgegaan om die woord te beskryf, so op daai manier leer ons die ouens 'n bietjie Afrikaans ook. Ek het ook 'n paar woorde geleer, wat ek nie eens geweet het nie. So ek gaan net so min of meer hierso dit speel. En dadelik, nog sonder verwysing na wat by ons gebeur, staan daar voor wie die saak oorweeg, een vraagstuk helder op. Organisasie is iets uiterliks. 'n Werking met konkrete, byna tasbare dinge, iets luidrigtigs, iets wat verwant is aan die mark en die raadsvergadering, 'n mag tussen die magte van die wêreld. Kultuur is van die gees, van die mense innerlike, ontasbaar en stil en skugter, ook magtig, maar met die mag van die martelaar eerder as van die beul. 'n Beul was die amptelike laksman,
wat 'n doodsvonnis uitgevoer het, byvoorbeeld deur iemand te onthoof, ophang of met 'n instrument dood te maak. Dit kan ook figuurlik verwys na iemand wat baie wreed of genadeloos is. Ek lees weer. Kultuur is van die gees, van die mens se innerlike, ontasbaar en stil en skugter, ook magtig, maar met die mag van die martelaar eerder as van die beul. Daar sê. En dis hoe dit werk, as jy 'n moeilike woord kry, dan boep, gaan ons gou in ons probeer om verduidelik, en nou sit hierdie ouens en luister, en sonder dat jy weet, leer jy eintlik nou 'n jong boer wat op 'n trekker sit, in 'n kajuittrekker sit, wat die musiek, wat na hierdie boek luister hy na Loyale Verset van 1938, kan julle dit glo? Die van julle wat NP van Wyk Lou se boeke gelees het, sal sekerlik saam met my, ek het ook nou maar eers die laaste ruk toe Rinus begin boek lees, het ek nou maar bietjie begin meer, hoe akkuraat dit is vir ons vandag. Korrek, ja, dis ongelooflik, so jy hier en daar kom jy net so aan 'n woordgebruik af, agter, dis daai tyd, maar dis ongelooflik hoe dit vandag van toepassing is. Ek wil dan afsluit, ekskuus tog, ons stop net vir daai, nee, 27, jy moet klaar. So aan die einde van die dag sê ons sluit ek daarmee af en sê Afrikaans leef voort. Afrikaans gaan nie oornag verdwyn nie, maar dit kan stadig afsterf deur nalatigheid. Die vraag is nie of Afrikaans kan oorleef nie, die vraag is, sal ons die tipe mense wees wat dit weer kan laat floreer? 'n Volk wat sy taal prys gee sy toekomsprys. Kom ons praat nie net Afrikaans nie, kom ons praat dit reg, kom ons leef dit elke dag. En ons moet mekaar herinner oor die taal. Ons moet die taal in ons plant, herin. Baie dankie.